Goeiemôre al die mooi mense. Ek weet ons is baie min, maar julle al die verskonings gesien het wat ek gekry het. As julle verstaan hoe die kerk lees, sal hulle nie sê die tronk is vol vandag. Maar nee, ons is bly julle is hier so vanmôre om saam met ons die diens te geniet en baie bly Shemaine is weer terug daar op haar plek. Sê dan sy sê nee, sy speel amper net met die een hand. Ek sê nou, as dit so klink, moet dit goed wees. Amen. So ons is bly sy is weer terug en sterkte ook, ons hoop hy herstel vinnig volkome. Nou ek wil vra dat ons kan staan ons van die diens oop met gebed en die seën van die Here afbid en daarna gaan ons heerlik hartlik saam sing. Dan kan ek jou vra om ons te oop met gebed en daarna gaan ons lekker saam sing en die Here se naam groot maak. Kom ons staan en dat ons sal bid. Liewe God en Hemelse Vader, wat 'n groot voorreg om weer hier as kinders saam te wees, Here. Saam in die huis waar ons U naam kan groot maak. Saam waar ons kan herdenk dit wat U in die lewe al vir ons gedoen het. Here, ons is so dankbaar dat ons nie woorde het om U te spreek. Here Jesus, ons dink aan die dag van vandag. Hier waar ons saam is, Here, wil U elke gesang wat ons sing, elke koortjie, wil U dit aanvaar, Here, as 'n soet reuk oor U. Here, dat dit vir U, dat dit sal opvaar na U toe, met dit wat binne in ons is. Here, ons voel so klein, so nederig, as ons net dink aan U goedheid. U goedheid en U guns wat elke dag op ons het gestort word. Ja, Here, elke oggend as ons oë oopmaak, is ons eerste gedagte, dankie Vader, dit is iemand wat weer eens voor my was. U wat my opwek in 'n nuwe dag, deur U geskenk aan my. Here, en daarom wil ek vir U vanmôre sê, ons is so dankbaar dat U elke dag met ons is. Here, ek dra hierdie diens op aan U, wil U met die pastoor wees. Elke woord wat hy uitspreek, Here, dat ons sal weet, dit kom direk van U. Here, dat ons dit sal aanvaar en dat ons dit sal inneem in ons harte. Here, dat ons dit sal bære en sal herinner aan dit, die boodskap wat U vir ons wil gee. Ons vra U dan, Here, seën elke oomblik, elke persoon wat hier saam is, met hulle wat nie hier kan wees omdat omstandighede nie, Here. Hulle wat ook bietjie gaan kuier het vir die naweek. Here, wat op die pad is, wil U hulle beskerm as hulle terugkom, dat ons weer eens volgende naweek saam as 'n gesin by U kan wees. Ons dank U daarvoor. Amen. Ek groet U ook volgende in die mooiste naam, die naam van Jesus Christus. Ek wil volgende die vraag, terwyl ons van saam sing, lof en eer en die Here bring op toe kom, dat julle die harte sal oopmaak om te ontvang. Onthou, God ontmoet jou op die vlak van jou verwagting. So as jy volgende nie gekom het met 'n verwagting om sy gesondheid te ontvang nie, dan gaan jy niks ontvang nie. Maar as jy gekom het om iets te ontvang, dan gaan jy sy gesondheid ontvang. Onthou, die Here ken jou, die Here weet van jou, en die Here weet alles omtrent jou. God sien jou raak en God sien wat jy nodig het. En ek wil dat terwyl ons volgende gaan sing, dat
jy die lofprysing en die aanbiddingssaamel sal geniet. Maar weet dit, dat jy iets gaan ontvang uit die hand van die Here volgend. Want U is vir 'n baie goeie rede hier. Ek weet dat die Heilige Gees gaan beweeg van sitplek tot sitplek vanmôre en vir elkeen op 'n besondere wyse seën. Terwyl ons eerste koorvers gaan sing, we together again just praising the Lord. Dat die woorde nie hier is nie, dis nie die mense wat agter werk, dis tegnologie, wat die moet saamwerk, en dan is 'n ander rede daarvoor. Ons wil kyk dat die woorde van die koortjie skep. So ons sal dit as Christus doen in die toekoms. Ja, ek maak dit graag so. Dis 'n baie moeilike taak wat mense daar agter doen, en ek waardeer nog ongelooflik baie dankie vir julle harde werk daar agter. I will be praised. I will sacrifice.
Ons volgende woordvers kom direk uit die woord van die Here uit. Dit is eintlik 'n kragtige aanbiddingsverklaring. In Lukas 4 noem Jesus dit self en haal dit aan. En die goeie nuus is dat alles wat in die Bybel staan is nie net in die Bybel bedoel, dit is vir ons ook bedoel. Sy Gees is hier, die Here se Gees is hier. En werk by ons lewens. Vestig jou oor na aandag volgend op hom. En kyk wat hy jou gaan doen. En ontvang die Here se hand wat hy jou wil gee, terwyl ons volgende koorvers wil sing. Die Gees van die Here bring lewe vir my.
klaar te maak. Eenvoudig maar so kragtig om God bo alles, bo elke omstandigheid, bo rykdom, bo skoonheid, bo sukses, want niks kan met God vergelyk nie. Ek het die week wat verby was, ek met die Here gesels, ek praat elke dag met hom, sê, Here, sien nie meer raak, daar's biljoene mense op die aarde. En weet jy wat, die Here het nie dit raak gesien en my gehoor op. En dis wat ek volgende met u wil doen. Kom ons sing volgende en bring die hulde aan Jesus deur om te sê, you're beautiful, more precious than silver. Kom ons sing dit dan met ons saam volgende. En
toe pastoor se boodskap weer kom na my toe om te sê, dis 'n tema vir Sondag. Van wanneer ons as kind van die Here moedeloos geraak het. En toe kom hierdie twee punte vir my so kosbaar met mekaar, om net te sê, Here, dat U vat nie die geknakte riet en dan werk jy hom uit nie. En hierdie koorvers sê vanoggend so mooi, dit sê, Lord, You make beautiful things of my life. En dan sien ek in my geestestoestand, in my geestes, hoe die Here daai geknakte riet vat, en dat hy net so reg maak. En net met sy helende hande, net daai geknakte riet optel. So ons sing hierdie koorvers weer, wanneer by daai deel kom, en as jy voel, daar's 'n deel in U lewe, waar daar 'n geknakte riet is, wil ek hê jy moet dit vat vanoggend in geloof, en ek wil hê jy moet dit sien vanoggend, hoe sy hande die geknakte riet jou maak. Beautiful. Lord, You are beautiful. Lord, You are beautiful. These are my life, touching me so heavily. So through Your eyes I see, Lord, You make beautiful. These are my life, touching me oh so heavily. So through Your eyes I see, Lord, You make beautiful. These are my life, touching me oh so carefully. So through Your eyes I see, Lord, You make beautiful. These are my life. More beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can touch Your infinite wisdom? Who can fathom the depths of Your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand before You. I stand before You. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of You. Met die lied wat ons nou sing, verander die atmosfeer in die vertrek van aanbidding tot ontmoeting. Dis net ons waarvoor Jesus volgende keer so waar vir ons hier is. Ek gaan vra dat die musikante vir ons hier koortjie en een keer sal hier speel, dat ons weer die tweede keer saam sing. En terwyl hulle dit speel, laat die Here met die volgende kontak maak, ontmoet met die Here. Baie dankie.
Ek weet nie of u dit agtergekom het en ons sing daar die laaste paar maande lekker nie. Ons sangdiens is fantasties, ons eer die Here daarvoor. Nou, ek gaan vanoggend met u praat oor 'n gedagte as 'n gelowige knak. Ander woorde, as hy ingee, as hy moed opgee, as hy op 'n plek in sy lewe kom waar hy sê, ek kan nie meer nie. Die al so gevoel. Amen. Allemaal mense wat dan so gevoel het. Dat my dink aan, toe ek in Israel was in 1988, 88. Dit ons so kom die pastore wat ons daar was en dat by elke plek waar ons kom, dan het hulle vir een ou gevra om iets te sê rondom dit. En ek onthou toe ons dit die dag daar op die berg Karmel was, toe was dit my geleentheid om so iets te sê. En toe het ek die volgende gesê, baie dankie vir julle met die stoeltjie hier wegsit. Jy moet dit in die dag die kerk laat sê, hier is 'n preekstoel, pastoor kom maar sit ook. Maar in elk geval, onthou hoe dat ek die dag gesê, hoe dat ons baie keer in 'n diens soos vanoggend was, en ons werklik die heerlikheid van die Here ervaar en beleef het. En hoe dat jy in jou hart gevoel het, maar die gees van die Here het vanmôre gewerk. Jy het dit so beleef vanmôre. En dan klim jy in jou kar en jy is vol moed en vol spoed en jy dink, wag, ja, jy gaan hierdie Pretoria en jy vir die Here wen.
En dan kom jy by die huis en lei jou telefoon. As dit by een ander geliefde broer of suster van die gemeente. Pastoor, hoekom het ons so baie Engelse koortjies saam? Pastoor, hy ou het nou daar gesing en ek dink jy moet eers seker maak of sy saak vir die Here reg. Dan sê jy vir jouself, dan voel dit vir jou asof al jou spoed en al jou moed en al jou dinge uit jou weggeneem word. Maar nou net vanmôre vir u hierdie gedeelte lees ek net die eerste 15 versies lees vir 1 Konings 19. Want terwyl in hierdie gedagte gedink het as 'n gelowige knap en ek myself afvra watter Bybelse karakter het op die punt gekom waar hy knap. En ek het by Elia uitgekom. Nou, kom ons lees dit net en dan gaan ek so kort boodskap, ek beloof dit gaan nie baie lang wees. Kom ons het 20 minute op die langste. Kom ons hou by daai tyd en dan vir u dit voordat. Nou kom ons lees 1 Konings 19. Die opskrif sê Elia vlug vir Isebel en kom by die berg Horeb. En Ahab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sikkeltyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in die Berseba in Juda aangekom het, hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n wesenbos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarom gaan hy lê en raak onder 'n wesenbos in slaap en kyk daar, raak 'n engel hom aan en sê vir hom, sal eet. Toe hy opkyk was daar aan sy kop en enten broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. En hy daar in 'n spilong gegaan en die nag daar oorgebly en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Die antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het 'n verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek my lewe om die weg, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing en die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing 'n vuur en in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilong gaan staan en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia?
En die antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Dan vers 15, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad, na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram. Prys sy wonderlike naam. As ons vanmôre sou dink in terme van as 'n gelowige knap, dan dink ek aan hoeveel mense ek al in my lewe beleef het. Manne en vroue wat mooi, kosbare kinders van die Here. Ek wil eintlik sê is manne en vroue wat 'n pad saam met die Here geloop het. En dan het die een of ander stryd hulle pad langs gekruis, en dan het hulle op 'n punt in hulle lewe gekom waar hulle geknak het en hulle moed opgegee. Hulle het die stryd prys gegee. En ek wil graag vanmôre vir u sê dat baie keer het van hierdie ouens handdoek ingegooi. Hulle het op 'n plek gekom in hulle lewe waar hulle sê, ek kan net nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek wil nie aangaan nie. Miskien sit jy dalk vanmôre hier en jy kan terugdink aan so 'n geleentheid wat jy beleef het in jou lewe. Daar was daar oomblikke en omstandighede waaroor jy geen beheer gehad het nie, maar dit het jou so negatief beïnvloed dat jy op 'n punt gekom het in jou lewe en sê, ek is nou te moeg, ek wil nie meer aangaan nie. As ek nou vanmôre dink in terme van Elia, dan dink ek as jy nou hoofstuk 18 sou gelees van 1 Konings 18, dan sou u onthou wat op die berg Karmel plaasgevind het, hoe dat hy die Baalpriesters uitgedaag het, om seker te maak, is sy God, Elia se God, die ware God, of is die Baalpriesters se God, die ware God. En so het hy dan ook hulle uitgedaag, en hulle het gesê dat elkeen moet vir hulle altaar bou en hou daarop pakke, en die een wie se God die ware God is, sal met vuur antwoord. Nou mense, ek wil vanmôre vir u sê, dit was 'n demonstrasie van geloof gewees, nie waar? Dit was iets om na uit te sien, dit was iets gewees wat werklik van uitstaande gehalte was, om te sê dat hierdie man van God het soveel geloof gehad, dat hy hierdie uitdaging aan hierdie Baalpriesters kon stel. En hy het dan ook soos wat ons lees in Konings 18, het hy dan ook die oorwinning behaal. En lees ons hier in 1 Konings 19, waar daar dan terugvoering aan die koning se vrou gegee word, dat hy al daar die Baalpriesters dan ook doodgemaak het. Nou geliefdes, as ek nou vanmôre dink in terme van dit wat daar plaasgevind het, sal ons sekerlik vandag sal sê, maar Elia kon goed gevoel. Ek dink, as ek nou vanmôre pastoor sou gewees het, ek onthou jare terug, ons pastoor is nou nog in sy eie kerkie in Benoni, so Theo Womrans, het hy ouens sekerlik op televisie uitgedaag, dat hy vir sekere mense sal bid, en dan sal die Here hulle gesond maak. En ek wil vanmôre vir u sê, dat as ek so iets sou doen, sou ek goed gevoel het. Sou gevoel het, maar die geloof wat ek in God het, is 'n werklikheid, dis 'n realiteit. Ons kan dit maar gerus beoefen. En so hy het as oorwinnaar uit hierdie uitdaging het hy getree, en dan om hierdie negatiewe boodskap dra,
En dan kom sê hy, en hy gee vir Elia die boodskap, hy sê dat Sebel, die koningin se vrou, sê dat môre Saterdag gaan hy sterf. Soos wat daardie Baalpriesters dan ook gesterf het. Geliefdes, as ons vanmôre moet net dink in terme van daardie oomblik toe hy dit gekry het, hierdie groot sterk geloofsheld. Ek beskryf hom altyd dat Elia as die geloofsheld van die Bybel. En hoe het hy hierdie nuus gevang? Hy raak moeg. Hy voel, dis nie die moeite werd nie, en hy loop en hy los later aan sy diensknegs, want saam met hom is daar op 'n sekere plek, en dan loop hy 'n dagreis in die woestyn, en hy gaan lê onder 'n besembos, en hy bid die vreemdste gebed van alle gebede. Hy sê, Here, ek wil eerder sterf. Ek is nie beter as my vaders nie, ek wil, U moet my lewe wegneem. En broers en susters, is dit nie hoe ons so baie keer in ons lewens optree, en hoe dit ons baie dikwels voel in ons lewens, die oomblik wanneer ons stryd ervaar. Dit mag dalk finansies wees, mag dalk verhoudings wees, dit mag dalk vriendskappe wees, wat beëindig kom met en dan voel ons net eenvoudig, maar ek kan nie meer, ek wil nie meer, ek gaan nie meer, ek gaan niks meer doen nie, ek kan dikwels gehoor, dat kom mense by jou, wat dalk vir jare al beraad gedien, en dan kom sê dat jy, pastoor, ek wil so 'n bietjie terugstap, ek wil so 'n bietjie, hierdie jaar wil ek maar net 'n bietjie vir my eenkant hou. Ek wil vanmôre vir u sê, God het jou nodig. God wil jou gebruik. God wil jou diensbaar maak, sodat jy vir die koninkryk van God iets kan beteken tot eer van sy naam. Die woord van die Here sê vir ons baie uitdruklik, dat ons is nooit alleen nie. Hy sê, ek sal jou nooit vergewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek en jy moet vanmôre besef, dat hierdie is 'n wonderlike versekering wat ons vanoggend het, om te weet dat God sal ons nie kan los. God sal ons nie laat dat ons vergaan nie. As ek nou dink aan Elia, terwyl hy daar lê, die Here nie na hom toe gekom en vir hom 'n preek om afsteek te sê. Ek het jou mos gesê, jy moet versigtig wees en hom vermaan en alle. Weet jy dat die Here kom met soveel mooi sorg en empatie na Elia. Terwyl hy daar lê slaap en hy rustig is en rus sy liggaam, siel en gees rus. Gee die Here om rus en toe kom 'n engel van die Here en dit is ook my iets kosbaar dat die Here engel gebruik om betrokke in Elia se lewe te kry en die maak hom wakker en skielik is daar kos om te eet. So lekker warm brood, kan my voorstel, so lekker rooster is daar om te eet, en daar is water om te drink, en hy eet, en die Here laat hom toe om weer te slaap, nog verder te rus. Mense, dis sorg. Dis wat die Here vir my en vir jou as sy kinders ook wil sorg, en terwyl hy daar weer in die slaap raak, en die Here hom weer wakker maak, kom die Here met 'n vraag, hy sê, Elia, wat maak jy? Kind van die Here, as jy dan vanmôre op 'n plek sit in jou lewe waar jy voel, jy's in 'n toestand, daar's negatiewe omstandighede in en rondom jou lewe. Ek vra vanmôre ook hierdie vraag, wat maak jy hier, Elia? Onthou by geleentheid met prediker gepreek oor hierdie gedeelte, en hy die vraag gevra, waar is die Elias vandag in ons kerk? Waar is die man en vroue wat soveel geloof in hulle het om hierdie Baalpriesters uit te daag? En die Here hoor wat ek vanmôre wil sê, dat God vra vanmôre met empatie en
sympathie. Dis 'n hart wat omgee. Vra hy vanmôre vir jou, wat maak jy hier? Wat maak jy hier in die woestyn? Wat maak jy hier wanneer jy hierdie vreemde gebed bid en sê, Here, dat ek maar net sterwe, dat ek maar net opnuut gaan, ek is mos nie beter as my voorvaders. Kind van die Here, ek wil vanmôre vir jou aanraai, moenie dink daar's fout met jou. Dis mense. Dit was gebeur goed met my en met jou, broerste, wat ons moeg en moedeloos maak. Somtyds wil ek vanmôre, wie sê broerste, dit voel ons kan net nie eenvoudig net nie meer aangaan nie, maar ek wil vanmôre vir jou die versekering gee, die Here gaan jou nie los. Hy gaan vir jou omgee, hy stel in jou belang, hy het dalk nog 'n werk vir jou. Glo jy dit? Daar's dalk nog iets wat jy moet doen, soos Elia as 'n koning gaan salf het vir sy koningskappe. So wil God jou en my dag vanmôre gebruik om net iemand te inspireer of iemand te beïnvloed, sodat hy of sy ook vanmôre kan sê, dis die moeite werd. Ek wil die Here dien. Ek wil saam met die Here wandel. Ek glo vanmôre in die Here, dit is die moeite werd om die Here te dien. Soms leef ons met 'n verkeerde perspektief. Ek noem dit soms skewing. Die Leer kom by hierdie geleende en ek het net vir die geleende waar ek is alleen oor. Dis 'n totale verkeerde perspektief waarmee ek en jy in ons gedagte gaan moet lewe. Ons moet vanmôre vasberade wees. Ons moet vanmôre kan vashou aan die Here. Ons oë moet gefestig wees op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. En God is nie klaar met dit. Hy het nog 'n werk vir ons. God wil nog hê dat ons vir sy koninkryk iets moet beteken. Daar's nog 'n werk vir die kind van die Here en ek en jy moet vanmôre kan opstaan uit hierdie plek waar ons voel dat ons kan net nie meer en ons wil eerder sterf, ons wil niks meer doen, moet ons vanmôre kan opstaan en sal sê, Here, ek wil opstaan, ek wil die werk van die Here gaan doen, ek wil iets vir die koninkryk van God beteken, ek wil uitgaan en hierdie blye boodskap van verlossing wil ek gaan verkondig aan 'n wêreld wat in nood is. Ons voel so maklik. En ek wil vanmôre sê, dis mense voel ons so hopeloos. Baie keer dink ons probleme is groter as God self. Dis wat die vyand wil hê ek en jy moet glo. Dis wat die duiwel wil hê ons moet hoor vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Kind weer onderskeid moet vanmôre. As ons nou ding in terme van vers 15, wat die Here vir ons sê, maar ek wil jy met dag uit teruggaan en met hierdie koning gaan salf as koning. Kind van die Here, hoor my vanmôre. Ek wil vanmôre vir u vra, nie dat ons moegheid in ons omstandighede my en jou beroof van 'n wonderlike geleentheid om iets vir die koning van die konings te doen. Amen. En ek wil julle bemoedig vanmôre, en ek is klaar met my boodskap. Ek het gehou by my tyd, so ek kan vir u vra vanmôre. Nie net so vir 'n paar oomblikke dink. Waar weet jy al in jou lewe gekom? En dan dink jy, plekke waar jy stil gestaan het en amper kan jy vanmôre sê op 'n punt gekom het waar jy geestelik gestagneer het. En vanmôre sê die Here vir jou, my kind, staan op. Ek het werk vir jou. Staan op. Ek het jou nog nodig in die koninkryk van God.
Ek wil jou gebruik tot eer van die Here en ek wil vanmôre vir u vra in die Here. Ek wil jou vra om jou hand op te steek vorentoe om al wat ek vanmôre wil jou vra, wil jy nie opnuut weer verbind tot 'n praktiese, positiewe verhouding met God nie. Wil jy nie net op hierdie punt in tyd vir die Here sê, Here, hier is ek. U ken my swakheid. Maar u weet, Here, in my swakheid word u krag volbring. En ek gaan vra dat u saam met my sal bid. Kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre kan hoor. Here, terwyl ons baie keer as ons dink aan Elia, ons dink selfs in die Nuwe Testament word aan Moses en Elia verwys as twee baie kernbelangrike figure in die eindtyd konteks van die woord van die Here. Vader, ons moet vanmôre bid en vra, Here, dat u ons sal help wat hier is. Here, wanneer ons eie lewe in onskou neem, Here, dat ons vanmôre sal sê, hier is ek, Here. Here, sodat u nie hoef te vra, wat maak jy hier nie? Wat maak jy in hierdie negatiewe omstandighede nie? Maar Here, dat ons vanmôre sal beweeg van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Dat ons onsself tot u beskikking sal stel, soos Paulus skryf in Romeine 12. Here, as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige. Here, dit is my gebed. Ek bid dit vir elkeen van ons. En ek vra dit in die mooiste naam, in die naam van ons Here Jesus Christus. En sê vir u dankie daarvoor. Baie dankie. Kom ons staan saam, dat ons laaste voorvers sal. Terwyl ons op die wag vir die dienes van die Vader. Baie dankie. Ons hoef daarom nie onder 'n besemos te gaan lê nie. Ons kan net ons knieë gaan met die Here gesels. Ek vra dat Philip sê ons afsluit met gebed. En na Philip afgesluit met gebed, as jy net sal sit vir 'n paar oomblikke, ek wil hierdie aankondigings doen. Baie dankie. Vader, ons wil vanmôre weer eens vir die baie dankie sê vir die geleentheid wat ons kon gehad het om in die huis te kon wees. Dankie Here vir die woord wat vanmôre uitgegaan het. Vader, ek bid dat het vir ons gaan uitbeweeg, dat ons hierdie woord saam met ons sal dra in die week. En Here, dat ons sal sterk staan en nie sal terugval en onder die bos gaan sit en krepeer en treur en onsself jammer kry, Here, maar dat ons sal opstaan as die kinders, Here, dat ons is Here se oorwinnaars. Vader, bring ons weer vir mekaar hier op die bestemde tyd, seën ons, beskerm en bewaar ons nie baie gaan wees met dankie daarvoor. Amen. Sit net vir 'n paar minute asseblief. Ek wil nou gesê laas hierdie, toe vergeet ek se sin. Maar wat dan volgende die gewees nie? Ek wil net namens Daan en Hetty vir die gemeente baie dankie sê vir
gebede vir klein Ryden. Hy's tuis. En sy man volgens vir my Patina toe 'n foto gewys van hoe mooi hy glimlag. Ons is so dankbaar dat die Here hom aangeraak het en dat die Here daar was, operasie gedoen was. Baie dankie vir die gebede. Nou, Amanda, jy sal my nie kwalijk neem wat ek nou gaan sê nie, maar jou Florian sê baie geluk met sy verjaarsdag van môre. Maar sê ek hom geluk, moenie vir hom sing nie, mense dag te derf nie. Dus ek sê ek hom baie geluk en namens die gemeente op ons vloer en hoop die Here gaan ons baie jare spaar. Die aankondiging is die volgende. Die volgende 2 weke sal geen bidure wees nie, weet die lang naweke wat daar gaan wees. Is die dankbaar is lang naweek. Ek dink ons verloor baie in die ekonomie en moet alle vakansie daar afskaf. Anders verloor die ekonomie baie geld. Ja, ek maak maar nie. Geen bidure en dan tussen vakansie daar ook goed. Daar is nog geen woordskool tot verder kennis nie, maar so ver my kennis strek is dat woordskool sal die Augustus maand hervat word. Dan volgende Sondag 3 Mei, as ons nagmaal Sondag asseblief kom woon dit by. Ek glo nie die mense besef altyd eintlik hoe belangrik is nagmaal nie en wat dit vir ons beteken. So volgende Sondag, die 3de Mei is nagmaal. En dan die 31ste Mei gaan die susters die carrier reis verkoop teen R40 carrier reis. En ek kan vir die verseker, ek weet al die carrier reis hier is baie lekker. So ondersteun dit daai dag met plaas julle bestellings sodat julle genoeg kan kry vir die hele gesin. En dan die dames het 'n kuieroggend saam hulle kom verf saam die 23ste Mei. Daar sal meer inligting deurgegee word, maar ek sien is geskryf, hulle gaan vir die dames leer hoe om 'n canvas in te kleur met verf. Is ek reg aan die? Ja, nie canvas. Ja, hoe met canvas te verf. Okay. Dus goed dat ook is. En dan 'n baie belangrike boodskap, onthou asseblief, ons het nie hierdie jaar 'n aparte moeders en 'n Vadersdagdiens nie, dat ons 'n gesamentlike moeders en Vadersdagdiens wees, een geleentheid op 7 Junie, wat ons dan saam met Vader en Moedersdag diens gaan hê. So asseblief, onthou die datum, dit is baie belangrik. En dan, as jy miskien iets nie gehoor het of vergeet het, kom vra na die tyd, ons sal vir dan weer die datum deurgee. Geniet die Sondag, gaan in die vrede van die Here.